Hi, Lorraine hier van Stuk en Dinge. In hierdie video leer ek jou hoe om 'n gewone neckline te verander na 'n polo neckline. Hou in gedagte dat jy net met die helfte van jou voorpand en agterpand van jou toppatroon werk. Plak die neckline en skouerlyn van jou patroon op 'n ander papier. Nou moet jy die wyte van die neckline bepaal. Hierdie is 'n large patroon. So ek wil die patroon se wyte 18 cm maak. Omdat ek nou net met die helfte van die voorpand werk, moet die neckline dan nou 9 cm wees. Trek die skouerlyn langer. Dan trek jy die middelvoorlyn boontoe. Nou trek jy 'n horisontale lyn van die skouerpunt van jou patroon af. Maak seker dat jou liniaal op lyn is met middelvoorse lyn. Nou moet die diepte van die neckline voor ingetrek word. Nou ek wil hê my neckline op my top moet 5,5 cm sak. So vir die patroon gaan dit 4,5 cm wees, want die natoelating maak hom 1 cm groter. Nou moet ek die neckline wyte merk, wat ek aan die begin uitgewerk het as 9 cm. Meet dit vanaf die middelvoorlyn op die horisontale lyn van die skouerpunt. Trek die nuwe neckline in met 'n ronde liniaal. As jy nie een het nie, dan moet jy met die vrye hand 'n ronding trek. Die liniaal moet die nuwe skouerlyn raak, die merkie wat jy nou gemaak het en ook middelvoor. Nou plak jy die agterkant se neckline en skouerlyn op 'n papier. Trek die skouerlyn langer. Trek die middelagterlyn na bo. Plaas jou liniaal in lyn met middelagter en die skouerpunt en trek dan die horisontale lyn. Meet nou op jou voorpand hoeveel die skouerlyn langer geword het aan die bokant. Nou moet jy daai selfde hoeveelheid by die agterpand gaan bysit. Die agter neckline van my patroon gaan ek nou sak met 1,5 cm. Maak 'n merk op die lyn 1,5 cm van middelagter. Trek die neckline met die ronde liniaal. Die liniaal moet die merk raak op die nuwe skouerlyn en ook die 1,5 cm merk. Nou kan jy dit uitsny.
Nou het jy 'n maatband nodig. Met die kant van jou maatband meet die lengte van die voor- en agterneklyne, maar wees presies met hierdie mate. Tel die agterpand en voorpand se neklynmates bymekaar, skryf dit neer, plus 5 mm beweegruimte, plus 1 cm vir naadtoelating. Dit is dan die lengte van jou kraagpatroon. Nou moet jy besluit op die hoogte wat jy jou kraag wil hê wanneer hy klaar gemaak is. Tel 1 cm by vir naadtoelating en maal dit met 2, want jou kraag word dubbel gevou. Nou het jy 'n papier nodig wat groot genoeg gaan wees vir hierdie mates van die kraag. Trek nou die lengtelyn vir die kraagpatroon aan die bokant van die papier. Trek nou die hoogte van die kraag in en voltooi die res van die buitelyne. Omdat ons net met die helfte van die voorpand en agterpand werk, is die kraag se lengte dan ook net die helfte, so skryf op die een kant plaas op vou. Die grynlyn loop saam met die hoogte, so maak die grynlyn pyltjie. En dit is dan die polo neck patroon.